Nou julle, ons het 'n paar weke terug hierdie reeks begin wat ons noem verhoudings. En vandag gaan ons weer aan met hom. En verhoudings is alles, julle. Verhoudings is wat saak maak. Verhoudings is wat tel op die einde van die dag. Jy weet, daar's nie 'n persoon op sy doodsbed wat daar sou lê en sê asseblief, die een ding wat ek nou nog wens om te doen is sit my net weer in my Ferrari nie. Van julle soos jammer, ek kan nie sê maar ek het nie 'n Ferrari nie. Wel, dis seker ook waar. Maar op die einde van die dag lê almal op ons doodsbed en lê almal op die einde van hulle storie en al wat hulle wil hê is natuurlik die mens waarvoor hulle lief is. So ons gaan ook nou weer eens die merkers uitroep. Jou. Ek gaan beter raak, jy gaan dit sien. Al die merkers, tieners, julle is welkom uit te beweeg. Die van julle wat besoekers is en jy weet dalk nie wat is merkers nie. Ons glo maar net weet die Here het 'n spesifieke plan met jong mense ook. En die Here het hulle gemerk om iets te wees, iets te beteken. So julle sal hier op my linkerkant kan uitloop en Jou sal julle daar kry en hulle het hulle eie diens wat hulle so bywoon. So julle is welkom om dit te doen. En dan daarmee saam, julle, soos ek gesê het, ons met hierdie reeks aan die gang. En vandag kom ons by iets wat ek al lank al oor wou praat en dit is iets wat so brand binne in my hart, want dit is so 'n belangrike onderwerp vir die Here. Verhoudings is natuurlik alles, maar verhoudings lyk anders in wat ook al konteks. Maar as jy kyk na hoe God die mens gemaak het, sal jy sien daar's een spesifieke ding wat ons oor moet praat. En daar is hierdie twee kategorieë onder die son wat soveel belangrik is en wat in vandag se tyd regtig 'n kontroversiële onderwerp is. Iets wat mense oor beklei, iets wat mense oor verward is, iets wat mense nie eens meer weet hoe om dit te definieer nie. En daarom gaan ons vandag praat oor die manne ding. OK, die manne ding. Al die manne is julle gereed vir hierdie. Nou hierdie is 'n belangrike onderwerp soos ek sê in die Bybel. Nou manne, ons verstaan mekaar. Jy weet, daar is net iets van 'n mans by mekaar kom en ons praat karre en ons praat jag en ons praat vuur en ons praat al hierdie goed en daar is net iets wat 'n manne by mekaar kan kom. Maar hier is my groot vraag wanneer dit kom by man wees en wanneer dit kom by die Bybel, is dat wanneer is daai oomblik wanneer 'n man word? Dis 'n belangrike vraag. Wat is daai lyn? Wat is daai definisie? Wat is daai mylpaal wanneer ons sê, okay, nou het jy beweeg van 'n seun na 'n man toe? Jy sien, as jy na sekere tribes toe gaan in die wêreld, dan sou hulle vir jou baie duidelik sê, weet jy wat, wanneer hierdie jong manne na manne toe beweeg, is wanneer hulle dit bereik, dit doen, so praat. En hulle gaan deur hierdie tradisie en wanneer daai inhuldiging daar is, boem, nou is hulle 'n man. En in vandag se tyd, as jy net met mense praat oor die braaivleisvuur of in jou eie huis, en die vraag vra, maar wanneer word 'n jong man 'n volwasse man? Wanneer word 'n seun 'n man? Ek weet nie regtig. Wanneer is daai? Hoe lyk daai? Hoe lyk daai definisies? Dis 'n verlore begrip in ons tyd. Jy weet, dalk is dit vir party van hulle sê, ag, dis wanneer jy 21 word en ons bring daai sleuteltjie vir jou. Nee, dalk se dan wanneer jy 'n man word. In party kontekste sal hulle sê, weet jy wat, dis wanneer jy oorskuif van 'n Ford bakkie na 'n Hilux bakkie. En dis daar, weet jy, nie enige Hilux bakkie, jy moet upgrade, jy weet, jy moet jou cruiser ry en dalk as jy al jou black canopy agterop sit, dan is jy nou eers 'n man. Wat van as jy sê wanneer jy jou eerste boks skiet en jy bloed op jou gesig en jy het 'n bietjie 'n byt van 'n rou lewer gekry en dan word jy man. Wanneer is daai punt? Want as jy gesprekke luister, sal jy hoor baie mense definieer dit oor hoe jy jou drank hanteer. Kom ons wees eerlik. As jy genoeg brandas kan inkry en jy staan nog regop, ja, hier man, hy kan sy drank hanteer. Hy's welkom in ons kring. My vraag is, wanneer word 'n seun 'n man volgens die Bybel? Waar lê daai lyn? Hoe lyk daai mikpunt? Want ons sien selfs in vandag se tyd, ons weet nie meer om mans op te rig en ons weet nie meer kinders groot te maak, spesifiek seuns nou, dat hulle lysgesinne kan lei, dat hulle eendag iewers in die wêreld kan ingaan en as 'n man kan volstaan, want daar was nog nooit hierdie definisie na dit toe nie. Ons leer ons kinders dalk net, jy moet eendag 'n goeie werk hê en 'n goeie vrou en as jy daai twee kan hê, dan great, okay, goeie lewe. As ons praat oor waar jy gaan in jou toekoms, is dit meer in wat se land jy bly en waar jy op pad is met jou drome. En hierdie taal van man wees, hierdie mylpaal van nou is jy 'n man, het verlore geraak. Maar as jy na die skrif kyk, sal jy sien hierdie is 'n groot onderwerp. En in vandag se tyd sit ons met soveel 'n krisis dat ons nie weet
Party mense weet nie eens meer wie 'n man wees te definieer. Jy kan maar selfs kies hoe jy identifiseer. Hallo? Weet, hoe dwaas moet jy wees om te weet dat nie net kan jy man wees identifiseer met pypwerk van die liggaam, nie. Ek bedoel, maar die samestelling van jou siel. Dink gou daaroor. Ek doen daar 'n stok lê in my erf. Ek doen dan sal my seun gaan, hy sal die stok vat en kyk, wie kan ek slaan met die ding? Jy weet, wat 'n gun kan hierdie ding maak? Wat 'n ding kan ek breek met hierdie ding? Dis in sy instink. En as my dogtertjie hom vat, dan is dit een of ander power dat sy net 'n vuurtjie kan wees of 'n ek weet nie wat nie. Sy wil mense regmaak met die ding, 'n pleister of 'n ietsie. Ons is net anders saamgestel. Maar dit is asof daai net kokkaai geraak in vandag se tyd. So wat sê die Bybel? Die eerste ding wat ons lees, want toe ek ons wil vat, is 1 Korintiërs 16 vers 13 tot 14, waar Paulus praat met Timoteus, wat in die proses is om man te word. En hy sê vir hom, hier's wat jy moet doen, Timoteus. En hierdie is geestelike taal, hierdie is geestelike leierskap, hy's besig om hom op te rig, hierdie is besig van, hier's wat God verwag. Hy sê vir hom, waak en staan in jou geloof, en wees manlik, wees sterk, laat alles by julle in liefde geskied. Nou hierdie is interessant. Hy sê, wees manlik, en weer eens die vraag, hoe lyk dit? So hier's 4 goed wat ek wil praat vandag, oor hoe lyk dit wanneer ons manlik is. En die eerste een is die definisie, die tweede een is die plig, die derde een is die krag, en die vierde een is die begeerte. En hier is die paar goed wat die Bybel oor praat. So kom ons praat oor die eerste een, die definisie van man wees. Nou kom ek sê dit baie eerlik, baie eenvoudig, die antwoord soos mans dit wil hê. Manne, weet jy wat is daai lyn en hoe lyk die ultimate prentjie van man wees? Dit is nie wanneer jy boks skiet nie. Dit is nie wanneer jy skuif van chai latte na brandewyn nie. Dit is nie wanneer jy skuif van skinny jean na jou werksklere nie. Die ultimate prentjie van man is Jesus. Nou ouens, hierdie is 'n verlore ding in ons samelewing. Want ons het begin dink, Jesus is daai persoon wat op aarde rondgeloop het, en hy was net hierdie geestelike guru. Hy kan jou leer om te bid, hy kan jou leer om mense te werf vir die koninkryk, hy kan die koninkryk van God groter maak. Gaan kyk bietjie met die man wees bril na Jesus, en jy sal 'n man 10,000 sien. Hy het vir ons die voorbeeld gestel van hoe dit lyk. En wanneer die Bybel sê, ons manne moet meer soos Christus word, is dit nie net gaan sit in jou binnekamer en bid en klink meer intelligent oor jou Bybel nie. Hierdie is, jy moet manlik wees in jou samelewing, want dis wat Christus was. Hy kon mense skuif. Hy het B-span spelers geroep om sy volgeling te wees, en hy het hulle groot gemaak om manne te kon wees, wat 'n beweging laat volstaan het vir 2000 jaar later, waarin ek jou nog staan. Nog geen man onder die son kon dit al bereik nie, julle. Nog geen maatskappy, of selfs enige groot empire wat al ooit bestaan het in die geskiedenis, sy beweging het al so lank gehou nie. Jesus weet hoe om iets te bou. Hy weet hoe om iets volhoubaar te maak. Hy weet hoe om te laat staan, hy weet hoe om manne op te rig, hy weet hoe om met die seël te werk, hy weet hoe om dinge gedoen te kry. Hy is nie net iemand wat liedjies sing vir ons hemelse Vader, en hy is iemand wat goed oprig op planeet aarde vir sy hemelse Vader. En iets wat ons moet raak sien binne in die karakter van Jesus, is die volgende. As dit kom by die definisie van man wees, hy vat verantwoordelikheid en hy skep orde. Dis nog heeltyd wat hy doen. Dink gou in die gesprek waar ek en jy begin in die skepping, en selfs later, wanneer Jesus aarde toe moes gekom het, daar was iewers 'n gesprek oor die menswees se sonde. Nee, ons wat die pad mis. En nou is daar 'n mannegesprek, sou jy wou sê, in die hemel, en sê, okay, hier's chaos, hier's 'n probleem, wat gaan ons doen? Gaan ons die mensdom oorlaat aan hulle self, of gaan iemand iets doen? En raai wat het Jesus iewers te gesê? My Vader, stuur my, ek sal gaan. Ek sal die prys optel. Ek sal namens hulle die las gaan dra. Ek sal die verantwoordelikheid optel van iets wat nie werk nie. En daar sien ons man wees uit en uit. En hierdie is iets wat verlore gaan in ons samelewing, julle. Dis hoekom manne baie daar in jou vergadering by die werk, as daar vergadering is, dan sit jy net 'n bietjie terug, as mense vra vir idees, want jy weet, as jy die idee sê, is jy die een om dit uit te voer, né? Oh nee, ek wil nie nog kom met die idee nie, want dan moet ek alweer dit doen. Ons skram weg van verantwoordelikheid.
Ons sien dit selfs in die kerk. Hey man, ons het nodig dat julle betrokke is. Sit terug. Wil nie verantwoordelikheid hê. Moenie my kies, ek slaat besig. Sit terug. Ons as manne is geroep om vorentoe te gaan, uit te gaan en tasse op te tel wat eintlik nie eens ons sin is nie. Want dis wat ons sien in God se wêreld. Nou manne, toe God die aarde geskep het en spesifiek die mens, dan lees jy die volgende. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. So God het die mens geskape in sy beeld om te werk, verantwoordelikheid te neem en orde in te bring daar waar hy gaan. En hierdie is 'n groot ene, want 'n goddelike man julle is iemand wat verantwoordelikheid vat, wat werk bring. Dit is wat ons vir gemaak is. Dis hoekom ons altyd planne wil maak en dinge gedoen kry, maar iets so spesifiek wat ons moet raak sien, dat die eerste werk wat hy gehad het, was nie net om die tuin te doen en orde te skep nie, maar om in die beeld van Christus rond te loop. Dis sy doel. Manne, dis ons doel. Om meer soos Jesus te wees oral waar ons gaan. En hierdie klink so kerklik, ek weet dit. Maar weet jy wat word van die samelewing en om ons, as ons al hoe meer soos Jesus begin lyk? As jy opdaag by jou werk met hierdie gesindheid van ek verteenwoordig die Here, wanneer ek verantwoordelikheid optel en orde bring. Mense beleef God daar. En waar daai twee nie is nie, daar's chaos en goddeloosheid. Die eerste ding waaroor ons moet praat, die eerste werk wat ons het, is natuurlik ons huise, julle. Daar waar ons rondloop. Ons sien te veel manne wat rondloop, en hulle grootste verantwoordelikheid onder die son is die werk wat hulle moet gaan doen vir rand en sent. En daai ding moet sy plek kry. Jou werk wat jy doen is belangrik vir rand en sent, en ek sal nou daarby uitkom. Maar daar's 'n groter werk. Eerstens die werk van jou binnewerke. En manne, hier moet ons praat. Want ons het meesters geword om die werk by ons aardse werke te doen. Maar dit wat God vra, ons weet nie eens meer wat dit is nie. 'n man begin skuif na 'n man toe, in God se oë. As hy begin sy verhouding met God so ernstig vat, dat hy sê, maar Here, my grootste roeping onder die son, my grootste taak onder die son, is nie net om uit te gaan op 'n maandagooggend en rand en sent te verdien nie, maar as wanneer ek uitgaan en dit wat U van my verwag vervul. Manne, is dit nog ons gebede? Is dit nog ons honger? Nie net om te sê ek wil bevorderd word in my werk nie. Ek wil meer soos Christus wees, want ek weet wat hy my vra en dis my taak. En jy kan dit doen by die huis, jy kan dit doen by jou werk, jy kan dit doen by die winkel, jy kan dit doen oralste. Want God stel baie meer belang in wie ons is, eerder as wat ons doen. Ons werk is so belangrik, want wie ons is, daar wys wie's Christus. En manne, hier is die vraag. Wat brand in jou hart, as jy dink aan die toekoms? Is dit God se plan oor jou? Is dit wat God vra van jou? Of is dit waartoe jy jou besigheid kan vat? Of jou gesin kan vat? En hier is iets waar ons moet praat. En hier is ons hoekom. Daar's te veel gesprekke oor selfsugtige ambisie as dit kom by man wees. Eerder as gehoorsaamheid tot God. Dit is verskriklik stil volgens. Ons het vinnig geraak om te hoor wat ek en jy moet doen om rand en sent in die sak te kry, eerder as om die boks te tik van Here, ek het gedoen wat U my vra vandag. Ons moet hierdie goed in plek kry. Want man wees word geken in verhouding met Christus. En dan sal al die res kom. En hier is 'n groot probleem wat ons het in vandag se man wees. Omdat ons nie God wil verteenwoordig nie, loop ons manne in vandag se tyd uit. En dis die algemene prentjie, ek praat oor 'n stereotype. En ons sien mans wat net wil kry en nie wil gee nie. Die een ding wat Christus identifiseer van man wees, van verantwoordelikheid en van orde, is hoe hy gee. Hy gee sy lewe, hy gee sy tyd, hy gee sy hulpbronne, hy gee sy alles vir hierdie verantwoordelikheid en orde wat hy moet bring. En vandag se tyd definieer ons meer manne en ons sien meer met ons eie oë man wees, van kyk wat het hierdie manne alles al bereik en gekry in die lewe. Ja, check hierdie bakkie wat hy ry. Ek wil eendag ook so wees. Ek wil ook eendag hierdie huis hê. Ek wil ook eendag daai doen. Ek wil ook eendag daai word. Ons meet man wees en kry.
En ons voel meer soos man wanneer ons kry. Kom, man, wees eerlik hier vandag. Dit is lekker wanneer jy ewe skielik bietjie hoor sit op die pad en jou kar brul so bietjie harder. Kom aan, is lekker. Is daarom maar seker daai goeters ons begin ons koppe laat spoel. Dis nie man wees nie. Christus sê, jy kan jou bakkie ry, dis fyn, maar wie help jy met jou bakkie? Hoe gee jy jou bakkie vir my doel? Daar's die vraag. Hoe dien wat jy het hom? En hier is belangrik. Dis great jy visstokke het, gebruik hulle, maar hoe lyk die gesprekke wanneer jy vis vang? Wie vat jy saam? Gee jy? Dis Christus. Dit is reg wanneer jy al jou stokperdjies wil uitleef, dis fyn. Dis reg wanneer jy die drome en ambisie het, dis fyn. Maar wanneer jy dit kry, hoe gee jy? Want Christus word nie geken in hoe hy gekry het nie, maar hoe hy gee. En ons te veel mans wat lekker voel wanneer ons net kry en nie gee nie. Maar die tweede ding, nie net die definisie nie. Ons word geken in verantwoordelikheid en orde, dis wat ons moet doen. Maar die tweede ding is nie net wat ons moet doen in die orde wat ons verantwoordelikheid moet neem nie, maar die plig. En hier is waar ons bietjie praat oor die algemene samestelling van hoe ons vandag leef. En ek wil bietjie praat oor die vrou en opoffering. Hier is ons plig. Manne, toe Adam geskep was hy geskep om verantwoordelikheid te hê en orde te bring. En hy moes rondloop in die tuin en sê, hier is 'n probleem, dis nie God se probleem nie, dis my probleem. Ek moet dit uitsorteer, ek moet orde bring. Oral het hy uitgeloop. Maar die storie het drasties verander toe die vrou in sy lewe ingekom het. En nie bietjie nie, drasties. En dit is nie omdat die vrou 'n probleem was nie, manne. Dit is nie omdat die vrou het vir hom moeilik gemaak het nie, manne. Dit is God se opdrag oor Adam wat dit alles anders laat maak het. Jy sien, kom ek sê dit net reguit. Dit is makliker, soos Paulus gesê het, jong manne wat nog nie getroud is nie, om net soos met die definisie waar ek nou gepraat het, net met verantwoordelikheid en orde te leef. Jou taak saam met Christus, dis wat jy moet doen. En daai is genoeg. As jy kan leef op planeet Aarde sonder 'n vrou, sê die Bybel, dis 'n goeie ding. Leef so. Maar as jy nie kan nie, en daar's te veel seksuele drange binne in jou, en jy sondig net te veel, kry 'n vrou, sê die Bybel. En hier kom die vrou in sy prentjie, en hier's wat ons moet verstaan as man wees. As 'n vrou in jou lewe inkom, verander dit van A tot Z. Nie klein bietjie nie, alles verander. Nou wat verander? Lees saam met my, Genesis 2 vers 24. Daarom, God wat praat, daarom sal 'n man sy vader en moeder verlaat en saam met sy vrou lewe, en hulle sal een word. Toe God Adam gemaak het en sy taak uitgedeel het en werk vir hom gegee, dinge om te doen, het hy nêrens gesê, jy sal een wees met hierdie tuin nie. Nêrens. Jy sal een wees met hierdie roeping wat ek vir jou gee om alles te gaan bewerk, nêrens. Jy sal een wees met ek en jy net, Adam, hy het nie eens dit gesê nie. Hier kom God en hy sê, jy sal een wees met jou vrou. In ander woorde, manne, as jy belangstel om getroud te word, of jy is getroud, is jou grootste aardste roeping van God af, jou vrou. Nie jou werk nie, nie die rand en sente, nie jou bakkie nie, jou vrou. Nou is daar 'n groot sug in die gebou vandag. En die Here sê dit nie om ons te straf nie. Hy sê dit, want hierdie is wat ons meer soos Christus gaan maak. Jy sien die huwelik, julle is nie daar om ons gelukkig te maak nie, maar daar om ons heilig te maak. En die persoon wat jou meer soos Christus gaan laat maak, is jou vrou. Sy is die een wat vir jou eerlikheid sal gee. Sy is die een wat vir jou sal leer wat is ware opoffering. Wat dit is om lief te wees. Sy sal dit vir jou die geleentheid voorgee. Sy sal vir jou leer en vinnig leer hoe om jou lewe te gee. En jou huwelik gaan dit nie maak as jy jou vrou, as jou grootste aardse roeping onder die son nie. Want daar is nou 'n groot skuif in die wêreld. Nie Adam se stokperdjies nie Adam se drome nie, sy selfsugtige ambisie nie, sy vrou is wat God sê, hier is wat jy moet doen. En Paulus praat hieroor in Efesiërs 5 vers 25. Hy sê, mans, julle moet julle vroue lief hê, net soos Christus die kerk lief gehad het. Hy vergelyk Christus se liefde met 'n huwelik.
En hy sê, net soos Christus die kerk lief gehad het, man, dis hoe julle dit moet doen. En hoe het hy dit gedoen? Hy het sy lewe daarvoor gegee, vir die kerk gegee. En man, dis wat ek en jy behoort te doen. En ons doen dit by die kanse van ons trou, maar ons besef dit nie heeltemal nie. Jou nommer 1 prioriteit onder die son, is hoe gaan dit met my vrou? Is my vrou okay? Het sy nodig dat ek my lewe vir haar gee op 'n manier? Is sy dalk vandag bietjie verpletterd of opgebou of wat waar staan sy belang en ek gee my lewe vir haar want as dit goed gaan met my vrou, gaan dit goed met my. En hierdie is so 'n belangrike ding. Want ons as mans, ons as problem solvers, né? En ons kom by ons vrouens en ons sien ons vrouens is nie reg nie en ons gee vir hulle 'n resep van hoe om beter te wees. Het Christus dit gedoen? Nee. Christus het na die kerk gekyk en gesê, die kerk is vol selfsugtige, hoogmoedige, afvallige, heel lang lys van sondes. Hoe kan ek red? Hoe kan ek help? Hoe kan ek optel? Hoe kan ek beter maak? Hoe kan ek inkom en sê, my verantwoordelikheid? En manne, ons sukkel nogal met hierdie ding. Want party dae is ons vrouens op 'n plek waar dit dalk te emosioneel vir ons is, waar dit dalk te sonde vir ons is, waar dit te selfsugtig vir ons is, waar dit net te veel is van, julle het mos nou weer die gesprek gehad, en nou moet julle weer die gesprek hê, en ons voel net stadig om daarby uit te kom. Christus voel daai dieselfde met my en jou. Hy sê, ek het dit mos in my Bybel vir jou gesê. Jy weet ons was reg en verkeerd in my oë, nog steeds draai jy jou rug, maar tog gee Christus sy lewe aanhoudend vir sy vrou. Manne, ons liefde moet opskerp. En ek is voor in die ry met hierdie. Die eerste plek waar ons kinders en die mense om ons moet sien hoe Christus se liefde lyk, is wanneer ons kyk hoe ons vrouens behandel. Dis waar Christus te vind moet wees. Nie in ons aanbidding wanneer ons hande oplig en ja en amen sê in 'n preek of waar ook al nie. Nie die manier ons Bybel kan vertaal en vir mense kan verduidelik nie. In ons liefde vir ons vrou. En dis wat God sê, dis 'n manne ding. Nou dadelik die jonger mense wat nog nie getroud is nie. Baie mense vra, maar wat is die doel van dating? Dis oefengrond, bel. Dis oefening. Oefening vir wat? Oefening dat jy kan leer om lief te wees vir 'n vrou. Ja. Nie om te kyk, joh, luister jy, en ek het jong man al so ontmoet, jy, luister jy, sy's mal oor hierdie girl. Nou wat gaan jy doen met daai vrou as jy haar kry? Of daai meisie as jy haar kry? En ek weet wat hy gaan doen met haar. Sê ek ja. En as jou 90 sekonde seksbegeerte vervul is, wat dan? Wat is jou plan dan met daai vrou? Seker maar die volgende een. Ons is nie geleer in selfs in dating van wat dit is om man te wees nie. Ons moet ons jong manne weer leer om te sê, luister hier, wanneer jy begin date, gaan dit oor hoe jy daai vrou op jou hande kan dra. Kan jy haar lief hê soos Christus lief het? Kan jy jou lewe gee vir haar? En ons sien meer mans wat instap in verhoudings om te vat, en dis hoekom ons praat van vatterigheid. Ons toets grense. Jy moet my dien, jy moet my laat goed voel. Man, ek sal kyk of hierdie vrou by my pas. Wat? Wat 'n taal is hierdie onderman wees? Imagine as Christus gekom het en gesê het, ag, ek sal maar kyk na hierdie mense, dan wat kan hulle vir my gee? Wat kan ek by hulle kry? Dis glad nie die prentjie van man wees nie, want dis nie Christus nie. Christus het gekom en gesê, kan ek hierdie kerk van my dien en sy lewe vir haar gee. En wanneer ons rondloop en selfs jonger kinders wat nog nie eens date nie, jy moet leer om jou vrou wat in die huis is, die ma van jou huis, moet jy so hanteer. Die vrou by die skool, jou onderwyseres, moet jy so kan hanteer. Die ouma moet jy so kan hanteer. Ons moet ons kinders leer om hierdie te doen. En die standaard van man wees hou en dan paas, julle wat hier so sit. Wanneer ons kinders dit nie bereik nie, moet daar gesprekke wees rondom man wees met hulle. En sê my seun, toe jy dit gedoen het en toe jy so gepraat het, daar was iets binne in my wat nie reg gesit het nie. Weet jy hoekom? Want dis nie heeltemal man wees daai nie. Vra jou seun, wat klink vir jou meer soos man wees? Wanneer jy so praat, wanneer jy is ongelukkig, of wanneer jy daai trots sluk, en jy vra eerder vir jou ma, ekskuus mamma, ek het nie verstaan wat mamma gesê het, sal mamma asseblief my meer verduidelik, want ek het dit nie gedoen nie, want ek het hierdie, man wees gesprekke,
Stel die bar hoog. Leer hom hulle skouers terug te trek, ken op te tel en dinge gedoen te kry. Om te dien en hulle lewens te gee vir hulle vrouens. Want dit is wat Christus wil hê. So hier's my vraag, as jy wil weet, hoe goeie Christen is jy op die oomblik, manne? Hoe goed het jy die vrouens lief in jou omgewing? En spesifiek natuurlik een waarmee getroud is. Want daai is waarna God kyk. En dit is vir hom 'n belangrike ding. So belangrik dat Petrus die volgende geskryf het: Mans, julle moet verstandig met julle vrouens saamleef. Nou daai is 'n groot stelling. Verstandig met julle vrouens saamleef. Groot opdrag. Bewys eer aan hulle as hulle die swakker geslag wat saam met julle deel in die lewe as genadegawe. Dan sal julle kan bid sonder dat iets julle hinder. As jy haar so behandel, sal jou gebede nie geblokkeer word nie. Manne, kan ek net weer hierdie groot ding vir ons lig, wat die skrif hier vir ons sê? Hoe ons vrouens hanteer, bepaal of God na jou gebede luister of nie. Jy kan maar bid vir jou besigheid. Jy kan maar soeg vir daai rand en sent. As jy nie jou vrou lief het soos Christus het nie. Christus sê prioriteit eerste. Jy het besluit om te trou. Jy het besluit om jou lewe te gee. Van wanneer af het jy besê, gee vir my, en jy het begin vatterig raak. Geef jou vrou. Dien jou vrou. Wees lief vir jou vrou. En dan sal die res kom. En nie net by die vrou en opoffering hê, maar julle voorsien en verdedig. Dis wat die Here wil hê. Ons vrouens, ons moet voorsien vir hulle en ons moet verdedig. Nou, hierdie voorsiening lê op verskillende vlakke. Geestelik, emosioneel en fisies. Al 3 areas is waar ons moet voorsien en verdedig. Geestelik, emosioneel en fisies. Nou, geestelik is nog 'n groot in vandag se onderwerp, in vandag se tyd, julle, groot onderwerp. Want ons sien al hoe meer manne wat nie weet hoe om geestelike leiding te bied in die huis nie. En ek wil ons graag help vanoggend. Ons dink ons moet een of ander tipe gebed bid en ons dink ons moet een of ander Bybelstudie kan doen en ons dink ons moet een of ander geestelike kursus kan aanbied en ons moet ons vrouens en ons kinders ook kan oprig dat hulle sommer versies kan sê en ons sit met verwronge prentjies oor wat dit beteken om geestelike leiding te bied. Nou manne, hier is wat ons moet weet. Hier is hoe dit lyk. Haal daai hoë standaard van geestelike leier van jou huis net bietjie een tree nader. Want dis wat God verwag van enige leier, van enige man, een tree op 'n slag. Nou manne, hoe lyk een tree op 'n slag? Hier is my voorstel. As jy nie seker is hoe om hierdie ding te doen nie, begin net bid vir jou vrou. En hier is hoe maklik dit is. As jy wil reg bid vir jou vrou, hier is al wat jy hoef te doen. Hier is al vermoë wat jy hoef reg te kry. Jy moet net kan luister. Ek weet dit is taaf, maar luister. Wat bedoel jy, Morai? Jy sien, jy gaan na jou vrou toe. Jy sê, my engel, my liefie, my poekie, my duifie, wat ook al jy noem. Hy sê, ek kan sien ons dinge op jou hart. Is daar iets waarvoor ek vir jou kan bid? Waarvoor kan ek vir jou bid? En dan, hier is die luister. Jy luister net. Dan gaan sy 'n lang lys vir jou noem. En jy moet mooi luister en onthou net die lys. Onthou net die lys. OK. Dis die kinders, dis die werk, dis voel dit mekaar. OK, ek het die lys. En jy kyk net en jy luister. Dan sê jy, OK, is reg. Ek gaan nou vir jou bid. Dan vat jou hand, dan begin jy net met Ons Hemelse Vader. Ek dra my vrou op vandag aan U. Ek bid vir haar vir. Dan sê jy net die lys. Jy sê dit net. Vir die kinders, vir hierdie, vir daai. Sonder enige oorgeestelike, net opregs wat jy kan, jy noem die lys en jy sê dankie Hemelse Vader. Amen. Net dit. Manne, weet jy wat doen jy vir jou vrou? Sy dink, what a giant. Hierdie ou, waar kom hy vandaan? En al wat jy gedoen het is luister. En ek maak dit eenvoudig klink, want dis hoe eenvoudig dit is. En weet jy wat gaan dit vir jou vrou beteken? Weet jy hoe gaan jy geestelik vir haar voorsien en haar verdedig wanneer jy net dit doen? Wanneer jy Bybelversie hoor in die kerk of op Facebook of waar ook al en jy sê luister, hierdie Bybelvers is net so awesome. Wat dink jy hiervan? Dis al wat jy hoef te doen en nou is daar geestelike gesprekke in die huis en ewe skielik voel jy, wow, ek is 'n geestelike leier, een tree op 'n slag. En dan glo my hele hart die vyand het gekom, deur wat ook al manier.
En gesê, manne, julle moet een of ander, wat ook al wees, en so kan bid, en so kan klink, sodat julle net een tree op 'n slag nader aan die Here kan wees, en dat julle geestelike leiding kan bied vir julle vrouens. Dis 'n klomp twak, man. Ons moet net opstaan en daar wees. En stadig maar seker sal die Here jou lei, na wat ook al hy wil hê jy moet wees. Daag net op. Vat jou vrou se hand, vat jou kinders se hand, en bid vir hulle. Geef vir hulle net 'n vers. Doen iets so eenvoudig. Gaan kry 'n devotional wat so eenvoudig is en lees dit net in die oggend en in die aand. Daar's geestelike leiding. Rig net jou mense se oë na die Here toe. Dis al. En ek beloof jou dis genoeg. En hoekom ek so erg is daaroor, want ons sit met 'n klomp manne wat nie eens hulle voet in kerk wil sit nie. Nie omdat hulle nie wil kerk toe kom eintlik nie, maar as jy na die wortel van die probleem gaan kyk, gaan jy sien maar hulle voel minderwaardig geestelik. Hulle voel maar ek kan nie. Ek weet nie hoe om die geestelike leiding te doen nie. Ek weet nie eintlik hoe om te bid nie. Ek voel ek en my verhouding met die Here is nie heeltemal waar dit moet wees nie. Ons voel so op die agtervoet. En die kerk moet weer 'n plek raak waar manne kan kom en net weer een tree op 'n slag kan gee en sê, hier is ek. Hier is ek. Ek is dalk nog nie daar nie, maar hier is ek. En die Here sê, daai is wat ek wil hê. Daai is hoe man wees lyk. En nie net voorsiening van geestelike goed nie, maar emosioneel ook. En manne, ons is emosioneel. Ek sal dit sommer sê vir ons. Trouwens, ek dink ons is baie meer emosioneel as ons vrouens. Moet nie knik nie. Laat ek dit net sê. Ons voel baie meer. Maar ons het hierdie emosionele bestuur wat ons moet doen. En vrouens, hierdie is dalk iets wat julle dalk nie heeltemal verstaan van man wees nie. Soos ons voorloop by ons gesinne en oral waar ons gaan en Christus verteenwoordig, is daar 'n klomp dinge wat ons bestuur. En julle vra ons baie dae, hoe gaan dit en hoe was jou dag? En ons gee die kort antwoorde. En dit is nie omdat ons stom wil wees en niks wil sê nie, maar ons gee dalk die korter weergawe want ons besef, as ons die vol weergawe gee, beïnvloed dit jou emosioneel. En dit kan jou dalk op 'n slegter plek los en dit is sleg met my vrou, gaan dit sleg met my. En dis hierdie onbewuslike ding wat ons doen. Ons beskerm ons vrouens deur ons emosies bietjie terug te hou. En dis 'n goeie ding, want ons beskerm. Maar ons moet nog steeds daai plek hê waar ons oop en eerlik kan wees tot ons vrouens. Manne, eerste ding, beskerm jou vrou emosioneel deur die regte goed op die regte tyd vir haar te sê. Nie emosionele uitbarstings te wees nie. Ek hoor so 'n mooi prentjie in die begin van die jaar en dit is so 'n mooi prentjie vir my. Manne, ons is bedoel om 'n hawemuur te wees vir ons vrouens. 'n Hawemuur is juis net daar gesit, sodat wanneer die rowwe see de mekaar is en die wind waai en die dinge is te kere en die golwe klim tot watte meters hoog, is die hawemuur daar om alles wat binne die hawe is net te beskerm. Die hawemuur is stabiel en die hawemuur staan en die hawemuur is geanker en die hawemuur lyk dalk nie impressive nie, maar hy funksioneer as die belangrikste ding vir alles binne die hawe. Want as dit nie vir die hawemuur was nie, was al die bote binne die hawe stikkend. En ons manne, ons is daai ouens in ons gesinne wat emosionele beskerming so bied vir ons vrouens en vir ons dogters en die vrouens in ons lewens. Ons is daar. En wanneer die golwe hulle tref en wanneer hulle kom, raaiwag gaan die impak land op ons. Ons voel daai de mekaar. Ons voel daai bekommernisse. Ons voel daai angs. Ons voel daai frustrasie. Ons voel dit en ons vat dit. En manne, bly net in daai emosionele plek. Moenie oplossings wees nie. Wees net soos 'n hawemuur en wees net daar en luister. En dra dit soveel as wat jy kan. En hier's wat ek al geleer het. Wanneer jou vrou al emosioneel is hulle in gevoelens is, moenie kom met feite nie, julle. Moenie. Ons almal daar pak slaap die ene gekry. As dit 'n tyd is waar die vrouens in ons lewens gevoelens is, in gevoelensgesprekke, wees deel van gevoelens. En 'n maklike manier om dit te verduidelik is, jou vrou al gekom het met 'n gevoel na jou toe en sê, luister, ek voel bietjie dik in hierdie klere. Moet nie, bewaar die Here, moet nie met feite antwoord nie. Want die feite is, okay, maar hoop chocolates eet. En jy's reg. Maar daai ding gaan vir jou redelike moeilikheid kry. Stupid voorbeeld, maar so waar.
Wanneer ons vrouens emosioneel praat oor goed, wees net gevoelens saam. En hierdie is 'n moeilike oefening vir my. Wat voel jy nog? Was daar nog iets wat jy omgekrap het? Jy wil dit nie vra nie, maar jy vra dit. Wat jy wil vra is die feite. Luister, wat is jou plan? Hoe gaan ons hierdie? Hoe gaan ons daar? Bly net in die gevoelens en manne, dis daai hawe muur. As jy daai emosies vat, dit breek en jy sal dit sien in jou vrou, dis asof in 'n split sekond, wanneer daai hawe muur tref, raak sy net ewe skielik so kalm. En jy voel dit, jy vat dit, jy's daar, maar jou vrou is nou kalm. Dis die emosionele voorsiening wat ons bring. En dan ook fisies. Ons moet ons vrouens fisies beskerm. Timoteus praat daaroor en hy praat oor voorsiening en voorsiening, Paulus skryf vir Timoteus en hy praat hieroor, hy sê, maar vir iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgesin nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Dis harde woorde wat Paulus hierso sê. Hy sê, jy moet voorsien vir jou mense, vir jou vrou, vir jou gesin. Dis wat 'n man moet doen. En as jy nie doen nie, is jy erger af as 'n ongelowige. En dis ons plek, ons moet beskerm, ons moet voorsien. En die derde ding wat ek vinnig oor gaan praat. Nie net is dit die definisie nie, die plig nie, maar kom ons praat oor die krag van man wees. En hierdie is iets wat ons baie moet reg definieer. Wat het Christus gemaak? Wat het hom as 'n manraad rondloop en alles kon doen wat hy gedoen het as man? Alles kon reg kry soos wat God dit wou gehad het. Hoe het hy dit reg gekry? Waar die krag vandaan gekom? Wat het hom man wees laat sien binne in hom? Filippense 2 vers 3 tot 5. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie. Maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus was. Hier praat Paulus oor hoe 'n man sy lewe gee, en hy praat oor Christus natuurlik. En dit was sy liefde. Man, as daar een ding is wat ons definieer en behoort te definieer, is dit nie ons savvy, ons street savvy is en goed kan draai en swaai en rand en sent, dis 'n lekker skill om te hê. Dis nie net al die planne wat ons kan maak en al die oplossings wat ons kan maak, al die connections wat ons het, dis alles lekker dinge. Maar dis die liefde waarmee ons alles doen. En hierdie woorde, dat jy meer dink van iemand anders as van jouself. Ek het eendag het so mooi gehoor wat iemand sê, 'n ware man word geken in wat hy doen vir iemand wat niks kan doen vir hom nie. En ek stem saam met daai woorde. Iemand wat iets kan doen vir iemand, en daai persoon het niks om terug te bied nie. En man, of jy het weet of nie, die Bybel skryf jou vrou as daai swakker persoon. En wanneer jy iets gaan doen vir jou vrou, is dit nie omdat jy iets wil terugkry nie. Jy doen dit om te gee. Ware liefde. So wat is die krag in jou huis? Is dit jou stem, en wanneer jy praat, dan luister die pa, en die man gee die rigting, of is dit wanneer jy instap? Is jou liefde so diep geanker soos Christus sin? Dit maak nie saak wat se golf jou tref nie, jy bly staan. Jy bring orde, en jy tel verantwoordelikheid op, en sê, hier is nie eintlik my probleem, maar ek maak dit my probleem. Want dis wat God van 'n man verwag. Ons maak dinge beter, ons bring orde, ons doen dit met liefde. Maar ek moet praat oor hierdie laaste ene. Die begeerte. Ons het verantwoordelikheid. God sê, hierdie is die man. Maar binne in man wees is daar hierdie begeertes wat binne in ons leef. En hoofsaaklik 2 sê die Bybel. En hier is waar 'n groot rol speel vir die vrouens. En ek wil praat oor die manne ding van mans. En dames, hierdie is eenvoudig om te verstaan, maar tog 'n moeilike een om baie keer ons mans in te dien. Ons mans het julle as vrouens nodig. En volgende week praat ek oor die vroue ding. Van wat is dit wat God sien as vrou wees? Maar hierdie 2 begeertes is massief. Kom ons praat oor die eerste een. Seksuele. Hoor wat sê 1 Korintiërs 7 waar Paulus praat en hy sê die volgende. Die vrou het nie mag oor haar eie liggaam nie, maar die man. En net so ook, die man nie mag oor sy eie liggaam nie, maar die vrou. Onttrek julle nie aan mekaar nie. Nou manne, ek stel voor, vat hierdie vers, print hom, plak hom bo jou bed.
Nie in die sitkamer nie, asseblief. Kamer. Ons as mans is net soveel meer as stereotype ingestel om meer seksueel te wees as vrouens. En dis 'n beautiful ding. God het ons so geskep. God wil hê ons moet so wees. Dis hoe ons hormone werk. Dit is sy design. En dis wat ons vrouens nodig het, by the way. Julle is ons oplossing, dames, om in die wil van die Here te bly as dit kom by seksueel. Nou manne, ek verskoon glad nie dat ons selfbeheersing moet kan toepas nie. Ek verskoon glad nie dat ons die seksuele moet kan beheer nie. Hierdie goed moet nie heers oor ons lewens nie. Maar die uitweg vir God oor die seksuele begeertes van 'n man is die huwelik. En daarom sê Paulus, wanneer iemand trou, dan is, dames, jou liggaam nie meer joune nie. Dis jou man se. En manne, jou liggaam is nie meer jou vrou joune nie, dis jou vrou se. So as sy bietjie spek en eiers wil hê en dan gee ontbyt. As jy nie hou van dit nie, kry aan 'n kerk. Dis die Here se prentjie. Dames, ek weet dit is baie keer moeilik. Maar ons mans, weet, ons is dalk nie altyd reg nie, maar ons is altyd gereed. En dis hoe Here ons maak. Ons het julle nodig. Dames, as jy sien jou man stres so 'n bietjie. As jy sien jou man gaan deur 'n paar dinge. Weet jy wat is een van die beste dinge wat jy kan doen? Trek jou klere uit. Daar is vir God min mooi prentjies. Hoe jy as man jou vrou kan dien, jou vrou man kan dien, as die seksuele nie. Dis die hoogste vorm van intimiteit en God is 'n God van intimiteit. Seks is sy idee. En dit is 'n mooi ding. En al wanneer ons, want die Bybel sê ons mag nie so lewe, jou liggaam is ja nie in sin nie. Al wanneer dit nie gebeur is, wanneer jy saam besluit om dit te vas, om te sê maar luister, ons wil net 'n tydperk ingaan waar ons sê nee. Nou manne, dit beteken nie jy kan 10 keer 'n dag seks hê nie. Dis ook nie wat dit beteken nie. Misbruik jou vrou nie. Dames, dit beteken ook nie 1 keer 'n maand nie. Hier's wat dit beteken. Statistiek gewys, ek praat oor feite en hierdie is oor die algemeen en ek weet daar's uitdagings in verhoudings en ek verstaan al die goed. Daar is variasies. Maar as 'n gemiddeld, as 'n gesonde huwelikspaar, is daar ten minste 90 minute se intimiteit 'n week nodig. 90 minute, sê hulle. En nie net dit nie, maar 90 minute van eerlike hartsgesprekke ook. Manne, alhoewel ons altyd gereed is, moet ons baie keer die vliegtuig land soos 'n Boeing. Ons moet ons tyd vat. Ons moet ons vrouens kan lief hê en dien, want wanneer jy dit doen, maak jy jou vrou ook seksueel reg. Dis hoe dit werk. Dis God se prentjie. So ek wil julle vra. Ek weet hoe lyk dit in julle huise nie. Maar dames, lê bietjie in. Lê bietjie in na jou man toe. Gee bietjie seksueel. Dis 'n beautiful ding wat God wil hê. Nou ek weet daar's uitdagings, maar wat vir julle kan werk. En manne, wees geduldig met jou vrou. Praat mooi. Maar een ding wat nie verskil van die woord af is dat ons nie kan sê my liggaam is myne, joune is joune en jy sal vir my sê wanneer nie. As ons getroud is joune myne, myne joune. En dit is God se prentjie. So ons het daai begeerte, die tweede groot begeerte binne in ons lewens, is die begeerte na respek. Julle, hier is 'n groot ding vir manne. Massiewe ding vir manne. Jy weet, wanneer dit kom by respek, en dames, hier's 'n eenvoudige manier om hierdie ding te sien. Dit gaan oor een vraag, en daar's een vraag wat elke man oor sy lewe vra. Maak nie saak wat se ouderdom jy, maak nie saak wat se kultuur eers hier. Daar's een vraag wat 'n man altyd vir homself vra. En hierdie een vraag is so massief, dit beïnvloed die hele wese van die man. Dit maak of ons soos Christus kan lyk of nie soos Christus kan lyk nie. Dit maak dat ons opstaan en dinge doen met verantwoordelikheid en orde. Hierdie beïnvloed so die man wees. Dis 'n massiewe ding. Hierdie ding het Adam laat val, maar hy het nie regte antwoord op hierdie vraag gehad nie. Nog elke keer wanneer daar groot sondes in manne se lewens ingekruip het, was dit teruggetrek na hierdie ding toe. En hier's die vraag wat elke man oor sy lewe vra. Het ek wat dit vat? Het ek dit? Is ek genoeg? Kan ek hierdie doen?
Ek weet nie. Jy sien elke man, vra hierdie vraag waarom en hy dink altyd hy moet beter, hy moet verder, hy moet vorentoe, hy moet nog, hy moet meer, dis hoekom ons soek die lewe, dis hoekom ons doen wat ons doen. Dis in ons instink. En wat ons nodig het om die vraag reg te antwoord, dames, daar is niemand, maar niemand wat ons kan opbou soos julle nie. Die vrouens, dis hier waar julle floreer. Dis hier waar ons die helper nodig het, soos God dit ingestel het. As ons wil man wees, moet vol prentjie staan, het ons julle nodig in hierdie. En hier is hoe dit klink, en dit klink ook vreemde taal, maar moenie 'n tweede Heilige Gees wees in ons lewens nie. Wat bedoel ek daarby? Jy sien, een van die eerste rolle wat die Heilige Gees speel in elkeen van ons as gelowiges se lewe is om ons te oortuig van sonde. En dames, baie keer is daai woorde wat julle baie keer sê net seer, dit is skerp. Dit sny dieper as wat julle besef. Byvoorbeeld, jy weet wanneer daai man nou kom na jou toe en hy vat jou hand en hy sê luister, is daar iets waaroor jy bekommer, kan ek dalk bid vir jou? En jy sê dalk, ek sien jy het geluister in die preek. Daai maak seer. Moet dit nie doen nie. Daai is die stem van die Tweede Heilige Gees wat wil aankla. Moenie aankla nie. Sê, wow, yes, ek sal dit so baie waardeer. Moenie skerp op terugkom nie. Respekteer. En wanneer hy klaar gebid het, sê net luister, jy besef nie hoe baie ek dit nou nodig gehad het. Baie dankie. Hoe het jy geweet? Respek. Jy bou op. As jou man 'n taak aanpak, moenie sê met 5 ander idees, ag, luister, ek het vir jou gesê, moet dit nie so doen nie, doen dit eerder so. Alhoewel jy die plan beter gesien het dalk, moet dit nie sê nie. Wat doen jy? Jy antwoord die vraag van, het hy wat dit vat, in 'n negatiewe manier. Jy moet die stem in sy lewe wees wat sê, jy het wat dit vat. Jy is genoeg. Ek glo in jou. Dankie vir wie jy is. Jy doen dit net amazing. Hoe jy hierdie ding doen, wat jy doen daar, wat jy doen. Ons het daai stem van bemoediging nodig in ons lewens, want dames, as ons dit nie van julle afkry nie. Hoor mooi. As genoeg stemme in hierdie wêreld wat vir ons skree, ons is nie goed genoeg nie. As genoeg stemme in onsself wat vir ons sê, ons is nie goed genoeg nie. Wat vir ons sê, ons moet beter en ons moet anders en ons moet meer. En as ons eie vrouens, wat ons een mee is, vir ons sê, kom bietjie beter, kom bietjie anders, met sarkasme antwoord, nie met sagmoedigheid kom nie. Die Bybel is groot op sagmoedigheid met vrouens, ek volgende week daaroor praat. Maar so moet ons as mans dit nodig het. Julle is ons bemoedigers. Julle is daai een wat ons kan laat staan soos niemand anders nie. En daarom wil ek julle vra, dames, skep daai spasies met jou woorde in die huis, waar jou vrou, of jou man gerespekteer word. En waar hy altyd die antwoord hoor op die vraag van, het ek wat dit vat? Dis 'n ja. Jy het wat dit vat. Gaan soek daai goed. Gaan sê jou dankies. Gaan waardeer hom, respekteer hom en eer die Here vir hom. Want wanneer jy dit doen, neem jy jou plek van 'n helper in en saam met dit raak jou man nog meer 'n man. En net soos Jesus Christus gevul was met die Heilige Gees wat hom bemoedig het, het God julle in ons lewens ingestuur om ons tweede stem ook te kan wees, om ons so te bemoedig. Ons as mans bied die leiding en sê, hier's waar ek gaan, hier's waar ek gaan, hier's waar ek gaan in my lewe. Sal jy saam met my die ding gaan bou? Julle kom as ons helpers, maar ons het julle stemme nodig en julle harte nodig. As respek. En ja, ek weet jou man is nie perfek nie. Ek weet jou man is sondig en ek weet jou man het geval en hy het jou al dalk te nagekom. Ek verstaan dit. Maar vergewe hom. Tel hom op. Hoekom? Want dis 'n manne-ding. En ons het julle nodig. So mans, kom ons eindig af. Wat is jou definisie van man wees? Is dit die bakkie, is dit die stemtoon, of is dit die feit dat ons verantwoordelikheid kan opneem op planeet Aarde? Orde kan skep en ons doen dit op so 'n manier dat mense Christus in dit sien. Dis man wees. Dalk is daar 'n paar tasse wat om jou lê en jy sit terug en sê, nie myne nie. Sterkte. Dalk sien jy 'n ander ou wat val, dalk sien jy iemand wat sukkel, dalk sien jy iets wat gebeur en daar's nie orde nie en jy sê net wel jou verantwoordelikheid. Nee. Ons moet opdaag en sê, hey, tel hy foon op en bel daai ou.
verantwoordelikheid is nou myne. Ek sien jy het nie 'n vriend nie, wel, ek is nou jou vriend. Tel die verantwoordelikheid op. Wees 'n man. Staan in die gaping. Skep orde. Wanneer ons dit doen, sien mense Christus in ons. En jy kan dit doen met 'n skinny jean. Jy kan dit doen deur die meeste spiere onder die son te hê. Want ware man wees is nie afhanklike van die fisiese nie, maar die innerlike. So hoe gaan dit met jou verhouding met Christus? Is hy nog jou mylpaal? Is hy nog jou manheld onder die son? Wil jy nog meer soos hy wees of loop jy rond en sê, maar hoe kan ek meer kry? Kom ons vat dit weer terug daaraan. Mans, ek weet nie waar is jy vandag nie, ek weet nie. Maar as enigiets anders in jou lewe belangriker geraak het as Christus, het jy 'n man probleem in jou lewe. Jy gaan nie genoeg voel nie, want jy het nie genoeg nie. Jy gaan nie voel, weet jy wat jy is, wat jy moet wees nie, want jy het nie roeping nie, want jy luister na die wêreld en nie na die Skepper nie. Is Christus nog jou nommer 1? Die dag toe jy jou hart en jou lewe aan hom toegewy het, is jy nog so toegewy aan hom? Is hy jou alles? Is hy jou voorbeeld? Is hy jou held? Is dit wat hy sê vir jou reg en is dit wat hy vir jou vra, is dit verkeerd? Waar is jy? Want Christus is die definisie van man wees. So daar wie jy is, wil ek jou vra as man, as jy vandag nodig het om net 'n reset knoppie in jou binneste te druk, en jou grootste swoeg en dryf en droom te skuif na wat ook al jy wil bou en doen op aarde, weet jy wat, maar ek wil Christus tevrede stel. Ek wil meer soos hy wees. Dalk het jy so 'n reset nodig. Wel, hier is jou oggend. Hier is jou oggend. Waar jy sê, weet jy wat, die ding met my kinders en my vrou en die mense om my moet sien, is nie wat se ou ek is en wat se man ek is nie, maar hoe verteenwoordig ek Christus waar ek is. As jy dit nodig het, hier is jou geleentheid. Maak Christus jou alles. En dan sal jy sien, hoe meer van 'n man word jy. So daar wie jy is, kom ons sluit ons so. En dan gaan vir ons bid, en manne, as dit jy is vandag, en dan gaan spesifiek oor ons bid, weet dat jy hierdie gebed ernstig sal neem. Dat jy jou hart na hom toe bring, in 'n opregte manier, om te draai, om prioriteite te skuif, te doen wat hy jou vra. As jy opstaan in die oggend, is hy in jou denke, nie jou werk of jou deadlines of enigiets anders nie, want jy leef om hom tevrede te stel. As jy dink aan verhoudings en jou vrou, is Christus die definisie vir jou. Eendag wanneer jy by hom gaan staan, is jou grootste droom omdat hy oor jou glimlag, met trane in jou oë en sê, weet jy wat, dit was 'n man wat jy gedoen het op aarde. Jy het my verteenwoordig. Kom ons maak dit ons drome. Hemelse Vader, dankie Here, dat U hierdie man geskep het. Het hierdie man geskep om 'n ongelooflike rol te speel op planeet Aarde. Here, ons dra die gesag op planeet Aarde. Ons bied die rigtings van planeet Aarde. Ons is die leiers in die samelewing, Here. Maar daarmee saam, Here, as ons wil lei uit selfsugtige ambisie, dan val ons. En Here, soveel van ons is daar, waar ons moeg en oorlaai is, waar ons die druk van hierdie wêreld meer as 'n realiteit sien as die roep van Christus. Maar Here, vandag draai ons en ons besef verantwoordelikheid en orde. Daar's tasse wat ek moet optel, daar's dinge wat ek moet gedoen kry, nie om net rand en sent op die tafel te kry nie. Ja, ons moet voorsien, maar Here, om U te verteenwoordig. Ons wil 'n verantwoordelikheid optel en orde skep, want dis wie U is. Hemelse Vader, en net soos U die hemelmuur is vir ons, waar ons teen kan kom en net die golwe kan bring. Waar ons kan bring en ons bekommernisse bring, waar ons angs kan bring, waar ons uit die moeilikheid van lewe, ons frustrasies, ons woede kan bring, en wanneer ons by U kom en ons lê dit voor U neer, is daar orde. Bid ek, Here, spoel daai selfde karakter vandag in elke man hier vandag. Maak ons vas, Here, ons voete is so vas in U. Maak ons lief vir U woord, Here, nie net om dit te lees en te hoor en dit te ken nie, maar om dit te doen. Dat ons nie net hoorders van die woord is nie, maar doeners, Here. En U tog gesê,
Die wat my woord hoor en dit wat my woord en dit doen, hulle is die mense wat 'n huis bou op 'n vaste fundament. Ons is daai hawe muur, Here. Ek bid, Here. Ek bid vir orde in ons binnestes. Omdat ons na U toe hardloop. Wees ons alles, Jesus. Rig ons as mans weer op. Mag daar mans wees in ons huise, mag daar mans wees by ons skole, mag daar mans wees in ons werksplekke, en mag daar mans wees by ons kerke. Mag Christus gevind word. En Hemelse Vader, dan bid ek vir ons wat getroud is en die manne wat op pad soontoe is. Mag ons besef hoe spesiaal die roeping van man oor vrou is. Dis ons roeping om die hemel te weerspieël daar. Want dis waar Christus te vind moet wees. Hoe ons praat, hoe ons daai muur is, hoe ons leiding kan bied, hoe ons voorsiening kan bied, hoe ons dit alles kan doen in liefde, hoe ons jammers kan uitdeel wanneer ons nie doen nie, wanneer ons stabiel is. Hemelse Vader, rig ons op as mans. Man wees sterf uit, Here. En daar is nie 'n definisie nie, maar dit is omdat ons oë nie op U is nie. Ons kyk te veel na die wêreld, na ons gevoelens, na ons leemtes, en paas was nie daar nie, en man was nie daar nie, en daarom is ek nie 'n man nie. Ons wys te veel vingers buitentoe en sê, Here, maar dis hoekom. Ons is nie daar nie, want ons oë is nie op Christus nie. Sê ons, Vader, vergewe ons. Vernuwe ons. Vul ons met die Gees. Sodat ons kan loop soos U wil hê ons moet loop, Here. Dat ons manlik kan wees. Die wêreld het dit nodig. En daarom sê ons ja, Here, vir die tas van man wees. Dankie vir die geskenk daarvan, Here. En ons bid dit in Jesus se naam. Sal ons sê saam. Amen. En amen.